Jezus, Jezus, oorstroom my met liefde, dat ek mag lewe, om net soos U te wees. Vandag gaan ons oor Politiek praat. Maar moet die kerk nie stil bly as dit by politiek kom nie, is dit nie die reëls nie. Die kerk moet oor alles praat wat te doen het met mense se lewens. Want die Bybel praat oor alles wat te doen het met mense se lewens. So wanneer by dan moet ons alles sê wat die Bybel sê oor politiek. Niks minder nie en niks meer nie. Ons moet kyk wat is die beginsels en alles wat die Here in sy woord gee en nie verder gaan as dit nie. Ek het nie 'n string politikusse hier opgelyn om vir julle te kom vertel hoe goed hulle is nie. Maar vandag wil ons sien wat Jesus gedoen het toe hulle probeer het om hom by politiek betrokke te kry. Dankie Annelien. Wat het Jesus gedoen toe die mense probeer het om hom te laat kies tussen politieke partye? So jy kan jou Bybel oopmaak by Matteus 22. Dis klein op die skerm as prins sodat jy jou eie Bybel moet oopmaak. Ek gaan dit elke week al hoe kleiner maak want die mense maak nie meer hulle Bybels oop nie. So een van daai gaan dit so groot wees. So maak asseblief jou eie Bybel oop dat jy kan sien waaroor ek praat. Matteus 22 van vers 15 tot 22. Maar voor ons lees, kom ons dit bid net eers weer saam. Here, dankie vir U woord wat so volledig is, so voldoende is, dat daar geen area in ons lewens is waar U nie genoeg oor sê nie. Ons voel baie keer ons wens U het meer gesê, U het meer duidelik gesê, maar U het gesê presies wat gesê moet word. En so Here, as ons vandag dan in hierdie onderwerp ingaan wat baie mense baie tens maak en vrees en arrogansie, Here, al hierdie areas wat as gevolg van politiek gebeur en bestaan, Here, wil ons net weer terugkom na U toe. Ons wil leer wie U is en hoe U hierdie dinge hanteer het, dat ons U voorbeeld kan volg, Here, dat ons soos U in hierdie wêreld kan wees om koninkryksdraers te wees en wat U lig uitskyn. Ons bid dit alles, Here, in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ons lees daar in Matteus 22 vers 15 waar dit sê: Toe het die Fariseërs gegaan en 'n plan beraam om hom in 'n stryk te laat beland oor wat hy sê. Hulle stuur toe hulle disippels saam met die Herodiane na hom toe en sê: Meester, ons weet dat U opreg is en God se weg waarheidsgetrou leer en U aan niemand steur nie, want U neem nie aansien van persone in aanmerking nie. Sê dan vir ons, wat is U opinie? Laatbaar om aan die keiser belasting te betaal of nie? Omdat Jesus egter hulle bose bedoeling geken het, het hy gesê: Waarom toets julle my, julle skynheiliges? Wys vir my die munt waarmee julle belasting betaal. Hulle het vir hom 'n denarius gebring. Hy vra toe: Wie se afbeelding en inskripsie is dit die? En hulle sê vir hom: Die keiser se. Daarop sê hy vir hulle: Gee dan aan die keiser wat hom toekom en aan God wat hom toekom. Toe hulle dit hoor, was hulle verbaas. Hulle het hom daar agtergelaat en weggegaan. Ons lees dan dat die Fariseërs wou Jesus vang. En toe kom hulle disippels en die Herodiane daaraan. Nou wie was die Herodiane? Dit was die ouens wat aan Herodes se kant was. Nou daar's so baie dinge in hierdie verse wat gebeur wat ons heeltemal mis as ons nie die konteks verstaan nie. So wat was die politieke landskap van Israel in daardie tyd? Nou Israel was verdeel gewees in twee dele met Samaria in die middel. So in die noorde het ons Galilea gehad en in die suide Judea en soos ek sê dan nou Samaria in die middel. Aanvanklik was beide van hierdie Galilea en Judea was vassals, ek weet nie hoe sê mense die Afrikaanse woord nie, vassalstate, vassalstate, vassal states is die Engelse term van Rome gewees. So wat beteken dit? Dit beteken hulle was nie ten volle onafhanklik nie, maar hulle was ook nie direk deur Rome beheer gewees nie. Hulle kon hoofsaaklik doen wat hulle wou, maar hulle moes belasting betaal aan Rome, hulle moes lojaal wees teenoor Rome, so hulle kon nie
kant kies teen Rome in enige oorlog of Rome se vyande ondersteun nie. En Rome het ook dan die konings aangestel. Hulle het vir Herodes aangestel. Nou na Herodes die Grote se dood, dit was hier 4 na Christus, toe kom Rome en hulle sê, nou is ons in direkte beheer van Judea. So hulle het vir Coponius as die eerste Romeinse prefek aangestel, en daar was 'n lyn van hulle, en uiteindelik toe kry ons nou die oom met die naam Pontius Pilatus. So hy was in direkte beheer van hierdie area gewees. Galilea in daai tyd was nog steeds 'n vasale staat. So hulle het die koning gehad, Herodes Antipas, dis nou die seun van Herodes die Grote. Hy was daar gewees en sy paleis was daar gewees. Hy het 'n huis gehad hier in Judea waar hy baie keer kom kuier het, maar dit was sy area gewees. So byvoorbeeld hierso was die reëls gewees, hulle mag nie mense doodmaak. Dis hoekom die Jode Jesus na Pontius Pilatus toe moes vat vir toestemming. Maar hierbo kon hulle dit gedoen het. Dis hoekom Herodes kon afkondig dat die babatjies doodgemaak word. Dit was nie 'n probleem gewees nie. Hulle het nog daai beheer gehad. So die groot ding vir albei van hierdie state was dat hulle moes belasting betaal. So in Galilea was Herodes in beheer, so hy het die geld ingesamel deur sy mense en dan moes hy 'n deel daarvan vir Rome stuur. So hy was self baie ryk en dan het Rome ook nog ryk geword. En in Judea is die belasting direk ingesamel vir Rome. Nou vir beide hierdie state was die bewind onder Romeinse beheer was erg geweest. Dit was regtig baie, dit was nie 'n vreugdevolle land om in te bly nie. Die eerste ding is die meeste mense het in armoede geleef omdat die belasting so groot was. Die Rome het 'n baie brutale benadering gehad aan hulle vasale state. Hulle het orde gehandhaaf, so hulle soldate kon doen net wat hulle wil. As hulle voel jy doen nie wat hulle wil hê jy moet doen nie, dan kon hulle jou aanvat. Hulle kon belasting invat en hulle het rebellie onderdruk deur mense dood te maak. So die resultaat was dat die mense het onder teistering geleef. Die Romeinse soldate kon enige tyd na jou toe kom en sê, maar gee vir my jou kos, ek's honger. Dan moet jy dit vir hulle gee. Hulle kon enige tyd vir jou sê, maar jou perd is nou myne, of jou donkie is nou myne. Hulle kon enige tyd vir jou werk gee. Nou daar was reëls gewees, soos byvoorbeeld, hulle kon jou vra, hier is my swaar sak, jy moet dit vir 1 myl dra. Hulle mag nie meer as 1 myl gevra het nie. Maar hulle mag jou vra om vir 1 myl. Dis hoekom daai vers in die Bybel so goed is, waar dit sê, as iemand jou vra om dit vir 1 myl te dra, doen dit 2 myl. Dan begin ons skielik verstaan waar hierdie dinge vandaan kom. So hulle eerste het dit onder teistering geleef, hulle het in armoede geleef. Hulle was verskriklik swaar belas gewees. En die derde ding is hulle het in vrees geleef. Rome het baie keer gekom as daar enige opstand was, dan het hulle sommer net gekom en die mense voor die voet doodgemaak. Hulle het mense sommer net ingevat in slawerny en kruisigings. Partykeer was daar kruise langs die pad vir kilometers gewees, soos hulle mense gekruisig het. Nou, as ons die storie van Jesus in die Bybel lees, dan weet ons, dit was nou nie altyd so verskriklik sleg nie. Jesus en sy disippels kon in vryheid rondbeweeg en dinge doen, maar vir die Jode, wat 'n baie trotse volk was, en wat wou geleef het met God as koning, was dit regtig erg om te besef, maar nou is keiser ons koning. En nou wil hulle 'n lokstel val vir Jesus, hierdie fariseërs, die leiers, die geestelike leiers van die Joodse volk. En wat doen hulle? Hulle vat die Herodiane saam. So koning Herodes daarbo, die mense wat vir hom werk, wat belasting insamel vir hom, hulle bring hulle nou saam. Nou, een ding wat ons moet besef, die fariseërs en die Herodiane het mekaar gehaat met 'n passie. Hulle het niks vir mekaar gehou nie, want Herodes Herodes het eer gegee aan Rome. Hy het baie Grieks geleef en die fariseërs was baie gefokus op die Joodse lewe en het niks gehou van Herodes se inmenging deur Rome nie. So hulle het mekaar gehaat. Hulle was aan verskillende kante van die politiek. Een was anti-Rome, een was pro-Rome. Maar hulle gedeelde haat vir Jesus het hulle vriende gemaak. Het gemaak dat hulle kon saamwerk. En so wat was die lokval wat hulle nou vir Jesus stel? Ons kry dit in vers 16 en hulle sê, Meester, ons weet dat u opreg is en God se weg waarheidsgetrou leer en u aan niemand steur nie, want u neem nie die aansien van persone in aanmerking nie. So hulle smeer dit lekker dik aan.
Jesus, ons weet U is so opreg. Wat U sê is regtig God se wil. U val nie vir groepsdruk nie. So ons wil regtig vir U luister. Nou hoekom smeer hulle dit so dik aan? Hulle doen dit vir die mense. Hulle sê, julle moet nou mooi luister wat Jesus gaan sê. Want wat hy vir julle gaan sê, is wat God wil sê. So dis nou die lokval daar. En hier kom die lokval. Is dit toelaatbaar, of die term is eintlik meer, is dit geforseer? Is dit nodig om belasting aan die keiser te betaal? En hulle dink ons het hom. Hy kan nie wen met hierdie vraag nie. Want as hy, sê nou maar hy sê ja, julle moet natuurlik belasting betaal. Nou al die mense wat Rome gehaat het, al die mense wat in armoede leef as gevolg van die belasting, gaan sê, maar ons wil nie so iemand as ons koning hê nie. Ons wil nie vir Jesus hê as ons leier, as hy net soos Herodes gaan wees, en ons moet aanhou belasting betaal vir Rome nie. So as Jesus ja gesê het, dan het ons hom. Nou wat sou gebeur het as Jesus nee gesê het? Die Herodiane was daar. As hy daar gesê het, nee, julle hoef nie belasting betaal nie, dis rebellie, vat hom saam, gaan maak hom dood. So ons het Jesus. Of hy ja sê, en of hy nee sê, ons het hom. En hulle het gedink hulle wen. Nou voordat ons na Jesus se antwoord kyk, moet ons bietjie dink, hoe sou mense graag wou gehad het Jesus moes antwoord? En soos ek reeds gesê het, daar was 2 politieke groepe gewees. As dit die moderne kerk was wat so ingedeel was, hoe sou dit afgeloop het? Die een groep sou hulle sosiale media algoritme sou heeldag vir hulle gewys het hoe verskriklik erg die Romeine is. As hulle op hulle TikTok of hulle, ek weet nie wat hulle in Jerusalem gehad het daai tyd nie, maar as hulle daar gaan kyk het, dan sou hulle heeltyd video's gesien het oor hoe brutaal die Romeinse soldate is en hoe ryk keiser is van al die geld. Hulle sou al hierdie tonele gesien het van hoe wonderlik dit was in die ou dae, toe Dawid in beheer was, toe ons net vir Salomo gehad het. Kom ons terug na die goeie ou dae, toe alles so goed gegaan het. Hulle sou 'n video gesien het van 'n arm ou oomie van Judea, wat 'n swaar sak vir hierdie sterk soldaat moes dra. Dis wat hulle sou gesien het. En wat gaan die resultaat wees? Hulle sou meer gepolitiseer geword het. Hulle sou meer uitgesproke geraak het oor die boosheid van Rome. Nog erger, hulle gaan begin afstand doen van die mense onder hulle wat nie met hulle saamstem nie. Nou wat van die ander kant? Wat gaan hulle sosiale media algoritme vir hulle wys? Hulle gaan vir hulle wys, ouens, kyk wat 'n stabiliteit het Rome gebring. Kom ons herinner ons gou self, die 100 jaar voor Rome ingekom het, was hier al ewig oorlog. As dit nie die Seleucids was, hulle was die Sirië nie, dan was dit die Ptolemeërs van Egipte. Soos Daniël het dit voorspel en dit het gebeur, dat daar heeltyd hierdie oorlog was, dan vat Sirië vir Israel oor, dan vat Egipte vir Israel oor, dan kom Griekeland ook in, dan kom Sirië. So hulle sosiale media sou gesê het, kyk net wat se vrede het Rome gebring. Die Pax Romanus. Kyk, julle kan net lekker in die strate nou rondloop. Hulle sou video's gesien het oor hoe hulle belasting so goed vir hulle werk. Nou Herodes die Grote het verskriklike groot dinge gebou, die tempel herbou. Kyk net hoe goed julle belasting gebruik word om julle tempel te herbou. Hulle sou video's gesien het van hoe mense die Romeinse soldate aanval. Hierdie arme soldate wat net hulle werk wil doen en wat net hulle het nie gekies om hier te wees nie. En nou val die Judeërs hulle aan. En wat sou gebeur het? Hulle sou al hoe meer anti-Joods geword het. Al hoe meer aan Rome se kant behoort het. Verdeeldheid. Ons moet regtig besef hoe Satan sosiale algoritmes gebruik om mense te verdeel. Nou ek dink nie Satan het sy eie rekenaar daar waar hy die video's maak nie. Al wat hy het gedoen het is om 'n wêreldstelsel te maak waar hierdie goeders werk en waar dit geld maak. Dit maak geld om sosiale algoritmes te hê en dan gebeur dit. Hy is baie gelukkig daarmee. So baie keer in hierdie sake wat die mense skei, hierdie politieke punte, dan sê mense ek het my navorsing gedoen. Nee, jy het nie. Jy het net die video's gekyk wat jou sosiale algoritme vir jou gewys het. En jy het al hoe meer dit begin kyk en jy het later begin weier om na video's te kyk wat met jou verskil. Nou op die volgende slide, ek hoop dit gaan werk, is daar so 'n klein video greepie. Ek dink julle gaan dalk play op hom moet druk.
I'm not trying to be political, but I think I have new perspective into how our country got so divided. So last night, my mom and I were on a hike and we ran into this black bear. And I was mostly joking, but was saying, oh my gosh, it's so cute. I want to touch it. I want to hug it. It's adorable. And she was saying, you cannot do that. Bears are dangerous. You need to keep a safe distance. And we went back and forth like that for about 30 minutes. That evening, I'm laying in bed and I'm on my phone scrolling. And my algorithm is filled with videos of adorable black bears and people hugging black bears and cute facts about black bears. She is on the other side of the bed scrolling, and her phone and algorithm are filled with videos of people getting mauled by bears. So cut to today, and the topic of a bear comes up again, and she is saying bears are dangerous, but she actually has even more evidence against that fact because her phone has been feeding her information that affirms her perspective. And I, who yesterday was mostly joking about it, have all night been reading and learning about actually how cute and how sweet bears are. And I can feel myself starting to believe that it's actually not that dangerous if I go and touch a bear, which is ridiculous. What initially started as a joke, where we were actually pretty much on the same page, but just communicating about it differently, by today, we were on completely different pages and we both had evidence. So anyways, I'm obviously not going to touch a bear. It's very clear to me that I'm the wrong one in this position. But it did give me new perspective into how we landed up in this situation where it feels like we are all on such opposite sides from each other. Eers so vinnig praat nie, ons moet vir hulle vra. Maar het julle verstaan wat sy sê? Hulle het as 'n ma en 'n dogter net 'n gesprek gehad en grap hulle gesê nee, ek kan aan hierdie beer vat. En 'n ma sê nee, is gevaarlik. En fone luister. En so toe sy op haar foon gaan, toe kry sy net video's oor hoe oulik en hoe veilig beere is en haar ma kry net video's oor hoe verskriklik gevaarlik beere is en toe hulle saamkom toe is hulle nie meer een nie. Nou is hulle teen mekaar. En jy moet besef, dis wat gebeur met elke liewe spitspunt in hierdie land en in die wêreld. Jy het 'n opinie en jou sosiale algoritme sê, ons gaan vir jou net jou opinie wys, totdat jy glo, daar's geen ander waarheid nie. En mense aan die ander kant sê weer, ons gaan vir jou net goeters wys. Daai daarvan om net video's te sien is verby. Jy sien geen video's toevallig nie. Daar's 'n algoritme wat jou gedefinieer het waarvan jy hou, wat jy wil hê, wat jy wil sien en hulle wys dit vir jou. Hoekom? Want hoe langer jy kyk, hoe meer geld maak hulle. Hulle weet as jy iets wys waarvan jy nie hou nie, dan gaan jy ophou kyk, dan gaan hulle nie geld maak nie. So ons lewe in 'n wêreld waar ons regtig soos Pilatus moet sê, wat is waarheid? Alles wat ons sien en wat ons lees en wat ons hoor is eensydig. Dit is gekurateer. Dit is deur 'n getinte bril gesien. So ons moet regtig baie versigtig wees voor ons enige opinie invat, veral politieke opinies. Maar kom ons gaan terug na Jesus. Hoe het hy gereageer? Het hy gesê kom ons begin 'n opstand teen Rome? Ouens, ons moet nou polities betrokke raak. Dit kan nie so aangaan nie. Mense kan nie aangaan om so swaar te kry nie. Dis tyd dat ons opstaan. Of het hy gesê, ouens, kom ons ondersteun die Rome, hulle doen goeie werk. Nee, hy sien reg deur hulle planne. Vers 18. Omdat Jesus egter hulle bose bedoelings geken het, daai plan wat hulle gehad het, het hy gesê, waarom toets julle my, julle skynheiliges? Wys vir my die munt waarmee julle belasting betaal. Hulle het vir hom 'n denarius gebring. Nou daai denarius het so gelyk dat die gesig van die keiser opgehad en daar was 'n inskripsie om gewees. En hy sê vir hulle, wie se afbeelding en inskripsie is dit die? En hulle sê vir hom, die keiser se. Nou die inskripsie op die munt was gewees, ek gaan nie die Latyns probeer lees nie, maar Tiberius Caesar, seun van die goddelike Augustus, self Augustus. En die agterkant was Hoëpriester. So dan gee hy sy wyse antwoord en hy sê, daarop sê hy vir hulle, gee dan vir die keiser wat hom toekom en aan God wat hom toekom. So wie se gesig is daar? Die keiser. Het lyk of dit aan hom behoort. Gee dit maar net vir hom. Nou Jesus was nie dwaas gewees nie. Jesus het geweet dat belasting erg was. Hy het nie probeer ligtelik maak die feit dat hulle gelei het onder belasting nie. Wat hy probeer sê het, is hy het in hulle harte ingekyk en gesê, julle vrees is, dat as ek hierdie muntstuk verloor, is my lewe daarmee heen. Julle vrees is, dat my toekoms afhang van aan hoeveel geld ek kan vashou.
en hoeveel Rome gaan vat. En die vraag is eintlik, wie sorg vir jou? Tiberius is die seun van God, want dis wat die inskripsie sê, of Jesus die seun van God. Sien, dis nie dat die swaard kry onbelangrik was nie. Dis nie dat belasting betaal onbelangrik is nie. Maar hy probeer vir hulle sê, julle maak die minder belangrike dinge die belangrikste. Hulle het probeer om Jesus in 'n politieke stryd te betrek, maar Jesus het geen belangstelling gehad om by politiek betrokke te raak nie. Nou raarheid, kan jy indink dat dit so swaar gaan, en nie eenmaal het Jesus hom uitgespreek teen die Romeine nie. Dieselfde ding met Paulus. Paulus self het swaar gekry onder die Romeinse druk. Nie een keer het hy opgestaan en geskryf teen hulle nie. Hoekom? Omdat hulle almal besef het, politiek kan jou so vinnig jou fokus afkry van die belangrikste dinge. Wat is die belangrikste dinge? In plaas van om jou oor belasting te bekommer jou eerder oor jouself. Want daai lyn wat hy is, gee aan God wat aan God toekom. Nou as ek na myself kyk, wie se afbeelding sien ek daar? God se. Ek is gemaak in die afbeelding van God. En so hier lê die gevaar vir ons ook. Ons kan so vasgevang raak in politiek, of dit nou plaaslike politiek is, of dit nou Hessequa politiek, of Suid-Afrikaanse politiek, of Amerikaanse politiek is. Dis my so interessant, ons het 'n familie wat Amerika toe getrek het. En so eenmal 'n week doen ons 'n Zoom call saam. En toe vra iemand van Suid-Afrika vir die ouens in Amerika, dit was nou net voor die groot verkiesing met Trump en Harris. Toe sê hulle, dis seker verskriklik erg met al hierdie dinge. En my swaarste antwoord is, dit klink vir my asof die Suid-Afrikaners meer bekommerd hieroor is as ons. Julle praat meer hieroor as wat ons hieroor praat. Of miskien is die politiek waar jy betrokke is Israel teenoor die Palestynse politiek. Ons raak so vasgehak in hierdie dinge, dat ons tyd en ons energie en ons stryd daar spandeer word. Dat ons vergeet, God gee nie om oor jou mening oor Trump nie. God gee nie om of jou algoritme jou voet dat Israel of Palestina die slegte ouens is nie. God stel hier in belang, gee jy jouself vir God hier in Stilbaai. Dis waarna hy belangstel. Hier is jy, geroep deur Jesus, verander deur Jesus, nuut gemaak, op 'n roeping gesit. Gee ek myself vir Jesus, of is ek bekommerd oor politiek? As jy heeldag lank een van die is, want dis wat mense gewoonlik vir my aanstuur. As jy heeldag een is wat heeldag sê Israel, 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 of Palestyn, 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 dan het jy twee opsies. So as dit jou fokus is. Jou eerste opsie is, verkoop jou huis, trek Israel toe en gaan wees betrokke. Jou tweede opsie is, bekeer jou en begin fokus op Stilbaai. Dis die opsies. Politiek verander nie die wêreld nie. Godvrugtige lewe verander die wêreld. Ek gaan dit weer sê, politiek verander nie die wêreld nie. Dit bring veranderinge, maar dis nie die belangrike ding nie. Dis God se werk wat die wêreld verander. Nou een van die beste voorbeelde wat dit verduidelik, was hierdie oom gewees. Dietrich Bonhoeffer. Ek weet nie hoeveel van julle hom ken nie. Hy het in Duitsland gebly, 1906 tot 1945. In sy vroeë loopbaan was hy was 'n pastoor gewees. Hy was 'n lektor gewees by die seminarium. En in voor die oorlog nou, as jy na sy dinge lees wat hy geskryf het, dan het hy vasgehou aan hierdie idee van die twee koninkryke. So daar's die wêreldse koninkryk van politiek wat dit moet doen, en daar's die geestelike koninkryk van Jesus en God en die kerk, en hierdie twee het niks met mekaar te doen nie. Baie dieselfde as ons baptiste beginsel van the separation of church and state. So as jy daai boeke van hom lees, dan sê hy, 'n Christen raak nooit betrokke by politiek nie. 'n Christen staan nooit op teenoor 'n bose regering nie. Dat het hy geskryf. Toe kom Hitler en die nazi-regering, en hy raak betrokke by 'n verskriklike interne stryd. Want hoe reageer ek teenoor hierdie ewel van Hitler? In die begin was dit net 'n teologiese weerstand. Want Hitler het nie net
Jode aangeval nie. Hy het baie betrokke geraak by die kerk en wat kerke mag leer en hy wou die Ou Testament verwyder het uit die kerk en alles. En so in die begin het Dietrich hulle 'n teologiese opstand gehad om te sê nee, ons gaan aanhou die hele Bybel preek. Hulle het 'n ondergrondse seminarium gehad waar hulle pastore opgelei het. Tweedens, toe begin hy polities betrokke raak. Hy het aangesluit by die Abwehr, die Duitse militêre intelligensie, maar hy was 'n dubbele agent gewees vir Duitsland teen Duitsland. En toe besef hy, maar ek moet meer doen. 'n Interne stryd. Een van sy studente sê, hulle was in 'n klas gewees waar hy nog klas gegee het, en toe word hy doodstil. En hy staan so daar en hy sê, hoe gaan ek weet wat die regte ding is om te doen? En toe sy derde ding, toe raak hy fisies betrokke by die oorlog. Hy was betrokke by ten minste 3 pogings om Hitler dood te maak. Die eerste een was 'n brandewynbottelbom wat in 'n vliegtuig geplant was. Dit het nooit ontplof nie, want dit was te koud daarbo, so die bom het nooit ontplof nie. Die tweede een waar hy betrokke was daar 'n kolonel gewees wat bomme in sy sakke gesit het en hulle was daar by 'n uitstalling van Sowjetwapens wat Duitsland gevange geneem het. So daar was 'n uitstalling gewees en Hitler sou daar verbykom, so die kolonel het toe gestaan met al die bomme in sy sakke wat gestel was om na 20 minute af te gaan, en toe kom Hitler soos 'n warrelwind daardeur en hy's net in en hy's uit en die ouens besef, en hy gaan toe na 'n badkamer toe en hy ontkoppel al die bomme. Die derde een is operasie Valkyrie, wat hier waar Dietrich direk betrokke was, waar hulle 'n bom in 'n tas geplant het. En daar was 'n area gewees waar Hitler hulle by 'n tafel gesit het by sy mense om die dinge bespreek en hulle het dit reg gekry om hierdie bom in die tas onder die tafel by Hitler te sit. Maar wat toe gebeur het is 'n ander offisier skop toe per ongeluk die tas en die tas gly en die tas val agter 'n massiewe poot van hierdie tafel. En daai bom het ontplof en 3 mense is dood, maar Hitler is net ligtelik beseer. As gevolg van hierdie en ander dinge is Dietrich Bonhoeffer toe uiteindelik gevange geneem deur die Nasies en hy was vir 'n ruk in gevangenis gewees en toe Hitler hulle sien dat die einde nader is, dat hulle hierdie oorlog gaan verloor, toe gaan hulle in en hulle maak vir Dietrich en vir die mense saam met hom maak hulle dood. Dis sy einde. Nou hoekom is hierdie vir my so 'n goeie voorbeeld? Dietrich Bonhoeffer se politieke betrokkenheid het niks bereik nie. Absoluut niks. As jy moet dink hoeveel tyd en energie en beplanning en alles is ingesit in sy politieke betrokkenheid, dit het niks bereik nie. Maar sy boeke, sy leringe verander vandag nog mense. Sy boeke oor etiek en sy boeke oor 'n heilige lewe is vandag nog mense word daardeur verander. Nou wat vir my so goed was, want een van die vrae is natuurlik nou, maar hoe gee ek myself vir God? Dietrich Bonhoeffer het homself vir God gegee deur hierdie boeke te skryf, deur 'n pad met mense te stap, deur studente op te lei, maar dit het nie goed genoeg gevoel vir hom nie. Hy het gevoel ek moet meer doen, ek moet anders betrokke raak. Maar dit was genoeg. Dit was genoeg. Daar was geen rede vir hom om polities betrokke te raak nie. God het hom gebruik deur koninkrykswerk te doen. En sy boeke beïnvloed steeds vandag mense. So nou, ten einde moet ons oor 2 dinge praat. Sê ek, Christene moet nie betrokke wees by politiek nie? Ek sê dit glad nie. Weereens, ons moet so betrokke wees, soos die Bybel sê ons moet betrokke wees. Wat sê die Bybel? Die heel belangrikste ding is, bid vir regerings. Bid meer as wat jy kla. Bid meer as wat jy briewe skryf. Bid vir regerings. Die tweede een is stem. Stem in die verkiesings. In die Bybel sit ons baie voorbeelde van mense wat wetlike maniere gebruik het om regerings te probeer verander. Jy het Ester wat na die koning toe gaan en sê, ek moet hieroor praat. Jy het Nehemia wat vir Artaxerxes sê, dit is my probleem met die Jerusalem. So daar is in die Bybel 'n baie goeie voorbeeld van as daar wettige maniere is om betrokkenheid by die regering te hê, doen dit, gaan stem. Vir wie stem ek? Nie vir wie jou sosiale media algoritmes sê jy moet stem nie. Jy gaan kyk na die politieke partye en jy sê, wie van julle se beleid is die naaste aan die Bybel? En dan vra jy, wie van julle kan julle werk die beste doen? En die werk soos gedefinieer deur die Bybel. Die Bybel sê, regering moet omsien na die swakkes,
en 'n regering moet geregtigheid handhaaf. Gaan kyk wat se regerings dit kan doen en dan stem jy daar. En die derde ding wat ons doen in politiek is om te vertrou dat God regerings aanstel en God regerings weer wegvat. Dis nie ons wat dit doen nie. Dis nie ons nie. Maar ons moet ophou glo dat die toekoms van Hesekwa in Suid-Afrika en Amerika en Israel lê in die hande van politici. Ons moet ophou om te glo dat een van die hoofdoelwitte van ons lewe is om 'n politieke stryd aan te vat en te veg vir ons kant. In plaas daarvan, gee jouself oor vir Jesus. Sit jou foon af, skakel YouTube af, gaan buitentoe, gaan besoek die siekes, gaan voed die hongeres. Staan elke dag op en sê, Here, wie moet ek vandag gaan sien? Met wie moet ek vandag kontak maak? Vir wie kan ek vandag 'n stukkie lig bring? Eendag gaan God nie meer vir jou vra as jy voor hom staan, was jy Trump of was jy Harris nie. Hy gaan nie vir jou vra of jy ANC of DA of Vryheidsfront of EFF gestem het nie. Hy gaan nie eers vir jou vra of jy vir die Israeliese regering of die Palestynse regering was nie. Hy gaan vir jou dit vra. Toe ek honger was, het jy my gevoed. Toe ek naak was, het jy my geklee. Toe ek in die tronk was, het jy my besoek. Dit gaan sy vraag wees. Daar waar jy was, in Stilbaai. As jy elke oggend opgestaan het, het jy 'n bietjie om jou rond gekyk. Wie het 'n bietjie van Jesus se liefde nodig? Wie het 'n bietjie van Jesus se wysheid nodig? Wie het 'n bietjie lig nodig? Wie het 'n bietjie omgee nodig in hulle lewe? Dit is my so spesiaal gewees by die King's Kids Week, waar van die leiers kontak gemaak het met kinders wat hulle al lank ken. Maar daar's nou 'n nuwe kontak. Daar's nou 'n Jesus kontak. Daar's nou 'n kind wat weet, as ek 'n probleem het, dan kan ek met hierdie persoon kom praat. Daar's 'n kind wat weet, as ek wil hê iemand moet bid, dan kan ek na hierdie persoon gaan en hulle kan vir my bid. Die vraag is nie, vir wie gaan jy stem in die politieke stemming wat gebeur, verkiesing wat gebeur nie. Gaan stem, moenie by die huis bly nie, moenie lui wees nie. Maar die vraag is, vat ek vandag die beeld van God na die mense toe wat dit die meeste nodig het. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, help ons om te besef, ons is nie soos die wêreld nie, ons dink nie soos die wêreld nie, ons begeer nie wat die wêreld begeer nie, ons veg nie gevegte soos die wêreld veg nie, ons hoop nie vir oplossings soos die wêreld hoop nie, maar dat U vir ons regtig ambassadeurs van U koninkryk gemaak het. Ons is net hier as ambassadeurs. Ons is hier om die goedheid van ons koninkryk, ons tuisland, vir die wêreld te wys. Ons is net hier om mense uit te nooi om deel te kom word van ons tuisland, van ons wêreld, van ons koninkryk. Here, help ons om elke dag wakker te word en te sê, wie het vandag die beeld van Jesus nodig? Wie het vandag nodig dat ek omgee? Wie het vandag nodig dat ek 'n brief vir hulle skryf? Wie het vandag nodig dat ek liefde vir hulle wys? Here, help ons en dankie vir U voorbeeld. Dankie vir U voorbeeld dat ons nie betrokke raak by dinge wat ons energie en ons tyd wegvat nie. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen. Jesu, oorstroom my met liefde, dat ek mag lewe om net soos U te wees.